Geliefdes, ons het verlede week kennis geneem van die stryd teen die sonde, wat die gelowige selfs na bekering nog in sy lewe ondervind. Paulus het daardie nuwe posisie en stand van die gelowige in Romeine 6 van 11 tot 14 beskryf, dit wil sê na bekering. En wanneer ons nou na Romeine 6 vers 11 kyk, dan lees ons daar by implikasie waar hy sê, nou dat julle gered is, moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. Nou dat julle gered is, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En nou dat julle gered is, moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. Maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede, julle lidmate as werktuie van geregtigheid stel in diens van God. En dan by vers 14 sê hy, want, hier is die rede vir al hierdie dinge, want die sonde sal oor julle nie heers nie. Vir die gelowige, die sonde sal oor julle nie heers nie. Want julle is nie onder die wet nie. Die wet kan julle nie meer veroordeel nie, maar onder die genade. Dit is dan die amptelike plek, die amptelike posisie van die ware gelowige. Maar dan weet ons ook, in Paulus se brief aan die Galasiërs beskryf hy ook 'n ander kant van die iemand. En wat hy daar beskryf is hoe om te lewe in die lig van hierdie werklikheid van Romeine 6, maar hoe hanteer die gelowige die feit dat daar nog sonde in sy lewe is? Hoe hanteer hy dit? Kom ons kyk na Galasiërs 5 vers 16 en 17 en daar sê hy, maar ek sê, hoe kan julle dit hanteer? Ek sê, hoe kan julle dit hanteer? Wandel deur die Gees. Of sommige vertalings in die Gees, met die Gees, saam met die Gees, deur die Gees, maak nie saak nie, maar jy handel aan die hand van die Gees. Die Heilige Gees het jou letterlik aan die hand. Wandel deur die Gees of in die Gees. Dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Dan sal jy nie aan die sonde toegee nie. Jy sal nie vind dat jy jou met sonde ophou nie, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Wat hy hiermee sê is, as die sonde dan kom, omdat jy dan in die Gees is en in die Gees wandel, sal jy nie aan die sonde toegee nie. Jy gaan nie toegee nie. So ons moet verstaan, hierdie twee verse staan nie opponerend teenoor mekaar nie, maar hulle is eintlik dan aanvullend tot mekaar. Want Romeine 6 beskryf die posisie van die gelowige, en Galasiërs beskryf die gelowige na redding wat hy moet doen om sy geloof te handel. En wat is dit wat hy moet doen? Wandel in die Gees. As jy in die Gees wandel, gaan jy nie aan die sonde toegee nie. En dit is hierdie stryd wat Paulus dan ook in Romeine 7 vers 19 beskryf, waar hy sê, want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. En dan volgende Sondag sal ons weer na Paulus se persoonlike stryd kyk en dan sien hoe hy dit hanteer, hoe hy dit in die Gees hanteer. En dan is ons op pad na Romeine 8, wat juis die werking van die Gees op 'n besondere manier beskryf. So, wat Paulus dus in hierdie twee briewe beklemtoon, is dat die gelowige, nou dat hy gered is, en terwyl hy nog hier op aarde in die vlees is, dat hy nog steeds die skuif van Satan se aanvalle is. Nou, Satan gaan jou probeer laat struikel. Dis wat hy sê. En Satan probeer nog steeds
Inteendeel, nou nog meer, om hom in sonde te laat struikel. Maar hy probeer en kyk of hy nie by jou dalk 'n sagte plekkie vind, waardeur hy kan ingang kry in jou hart en in jou lewe, sodat jy tog toegee aan sy eise, aan sy invloed, aan wat hy vir jou sê om te doen. Dit is wat ek verlede Sondag ook na verwys het, toe ek na C.S. Lewis' Screwtape Letters verwys het, hoe die duiwel sy adjudante afrig, voorskryf, oplei, hoe om die gelowige te laat struikel. En hy ken ons swakplekke, en dit is wat hy gebruik. So, geestelik is daar dus steeds 'n daaglikse, praktiese, werklike stryd teen die sonde. En dit sal duur solank as wat ons nog hier in hierdie liggaam is. Kyk weer na Paulus se stelling in Galasiërs 5:17, waar hy sê, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar jy is in hierdie stryd, en dit verhinder jou om te doen wat jy moet doen, en wat jy behoort te wil doen. Dit wil sê, om in die gees te wandel, en nie te sondig nie. So, hoe moet gelowiges dit presies verstaan? Waar kom ons redding dan nou? En wat 'n rol speel ons redding dan nou, juis in hierdie stryd? En dit is die vraag wat ek baie graag vandag wil beantwoord. Nou kom ek verduidelik dit soos volg. Die werklikheid van die gelowige, of vir die gelowige, die werklikheid, die feite, is nou na redding, dat hy juridies, wetlik, voor God se regterstoel vrygespreek is van die sonde, omdat Christus ten volle vir sy sondes betaal het. So die ware gelowige is vrygespreek van die skuld van die sonde. En niemand, geen gelowige, moet daaroor twyfel hê nie. In daardie opsig is hy dus vry van die wet. Die wet het nie meer aanspraak op hom nie, alhoewel die wet nog soms hou vas het op hom. Nie aanspraak nie, as geen rede waarom hy hom kan aankla van enigiets nie, was wat Paulus in Romeine 8 vers 1 verduidelik. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Hier kom weer die hele sleutel deur. Die gelowige moet in die gees wandel. Na redding staan die gelowige met behulp van die Heilige Gees die vleeslike begeertes teen. Hy kan dit teenstaan. Hy kan nou na redding werklik vir die eerste keer dit teenstaan. En luister nou mooi. En die mate waarin hy oorwinning oor die vlees behaal, dit is die mate waarin heiligmaking plaasvind. Dit wil sê, ons is hier op aarde nog, en ons weet, volgens Johannes 17, Jesus se gebed, die Vader het ons met 'n doel hier gelaat, en daardie doel is dat ons heiligmaking moet nastreef, sodat ons 'n getuie vir hom kan wees. En daarom handel ons nie meer na die vlees nie, en ons groot begeerte is, omdat ons vry is, en die vermoë het, en die hulp van die Heilige Gees het, om teen die vlees te gaan. Maar ons moet dit wil doen. Dit moet ons begeerte wees. Ons kan dit nie maar net laat gaan en sê, wel, ek is nou gereed en nou is dit klaar nie. Dit is nie wat die woord van ons vraag nie, dis wat die Here van ons vraag nie. So, ek wil weer herhaal, en die mate waarin die gelowige oorwinning oor die vlees behaal, dit is die mate waarin heiligmaking plaasvind. So daar is 'n direkte verband. Jy kan dit sien soos kerwe, of soos op 'n liniaal, daar die merkies op die liniaal. Die mate waarin jy oorwinning oor die vlees behaal, is die mate waarin daar heiligmaking in jou lewe bevind. In die mate waarin die gelowige begin besef dat elke gedagte, woord en daad is of in die gees of teen die gees, of vir God of teen God. En dis wat ek verlede keer beklemtoon het. As gelowige is ons voortdurend in hierdie stryd.
dat elke gedagte, woord en daad, en ek sê nou weer, elkeen, daar's niks oor enige onderwerp in hierdie wêreld waarin ons lewe wat uitgesluit is hiervan nie. En maak nie saak waarmee jy besig is nie. Ook daar in jou werk of die skool of sportveld of waar jy ook al is met wat jy doen, is jy besig om dit vir God te doen? Of jy ignoreer hom, wat eintlik beteken, jy doen dit teen hom. Die gelowige doen alles vir God. Elke gedagte, woord en daad is vir God, nie teen God nie. En om niks te doen nie, is ook om teen God te gaan. Want hy het ons gered met 'n bepaalde doel. Hy het ons gered met die doel om heiligmaking na te strewe, om die evangelie uit te leef, om te wys ons is gered. En daarom is dat ons as gelowiges dus onderskei word van die wêreld, dat ons anders optree in bepaalde situasies, omdat ons besef, selfs die geringste ou dingetjie wat ek doen ek vir God. Ek is sy kind, ek doen niks teen hom nie, en ek ignoreer hom ook nie asof hy nie bestaan nie. Ek doen alles vir hom. In daardie mate wat die gelowige dit besef, dat elke gedagte, woord en daad is, of vir God. Jy doen dit om hom te verheerlik, alles om hom te verheerlik, of teen God, omdat jy hom ignoreer miskien, of omdat jy dit doelbewus teen hom doen. In daardie mate raak die gelowige meer effektief in sy stryd om heiligmaking. Die oomblik as ons begin besef, as gelowige, en dis wat ons van die wêreld onderskei, as gelowige is daar niks meer neutraal in my lewe nie. En wat ek ook al doen, en hoe onbelangrik daardie taak ook mag wees, dit doen ek tot die verheerliking van God, omdat ek sy kind is. Dit is die stryd waarin oorwinning wel moontlik is, as ons dit in daardie gees aanpak. En indien die gelowige dan in die gees wandel, en sy dade God gefokus is, sy lewe God gefokus is, soos Paulus dit in Galasiërs 5 vers 16 stel. Dit is dan die mate waarin daar oorwinning is, oor die vleeslikheid in ons lewens nog. En daardie ding wat ons so maklik aan toegee, en maar net doen wat ons wil, al weet ons dit is nie wat die woord van ons vra, dis nie wat die Here van ons vra nie. Wat ook waar is dat na redding, dat die ware gelowige sy hartsbegeerte is, om God te verheerlik deur sy lewe. Die oomblik van redding het ons uit die gebied van neutraliteit gevat. Daar is nie vir die gelowige 'n gebied van neutraliteit nie. Ons is of vir God of teen God. En dit moet ons verstaan. Daarom is heel ons lewe gefokus op die Here en wat hom sal verheerlik. En daar is vir die gelowig geen belangriker doelstelling in sy lewe as om God te verheerlik nie. En al die goed van hierdie wêreld vervaag teenoor sy begeerte om werklik aan God eer en verheerliking te gee. En dis dan nie uit dwang nie, en dis nie uit verpligting nie, dit is uit die begeerte van sy hart dat hy dit wil doen. Dit is sy hartsbegeerte. En deurgaans in die Nuwe Testament word die gelowiges dan vermaan, aangespoor, bemoedig in die stryd teen die sonde en om vir God te volhard, tot God te volhard. Kom ons kyk na enkele van daardie aanmoedigings. 1 Korintiërs 10 vers 31, doen alles tot eer van God. Is hier, sluit alles iets uit? Word iets gekanselleer as ons praat van alles? Wat is alles? Alles is alles. Doen alles tot eer van God. Geliefdes, kan ons hierdie wêreld indink wanneer gelowiges begin om so te lewe? As ons alles tot eer van God begin doen. Doelbewus. Romeine 12 vers 1.
Die gelowige bied homself vrywillig aan as 'n gewillige offer. As ek dan ook in hierdie stryd en in hierdie dit wat ek moet doen, myself moet offer, Vader, Here, dan sal ek dit doen. Jy's bereid om jouself as 'n offer te gee. Maar al moet jy dan die nederlaag gelei in 'n situasie, al moet jy dan nou maar vat wat na jou kant toe kom, in enige situasie. Jy doen dit. Jy gaan nie sondig, omdat jy dit wil doen tot eer van die Here. Kolossense 1 vers 10, wandel waardig, dit wat God se naam waardig is, die Here Jesus se naam waardig is, wandel waardig om in alles hom welbehaaglik te wees. Alles. Wat is uitgesluit by alles? Niks word uitgesluit nie. Alles. 2 Korintiërs 5 vers 9, ons strewe om hom welbehaaglik te wees. Ons strewe om hom welbehaaglik te wees. Efesiërs 1 vers 12, die gelowiges is tot lof van sy heerlikheid. Ons bestaan vir daardie rede. As ons begin besef, wat is die implikasie van redding vir die gelowige? En miskien is die Nuwe Testamentiese kerk skuldig hieraan, dat ons deur die jare nie genoeg klem hierop gelê het nie, maar net aanvaar het dat mense is maar soos hulle is, terwyl geliefdes, net hierdie tot hierso, as ons net hier nou sou stil staan, wat is dit wat ons gedrag, wat teen God se woord, teen die lig is wat ons van hom ontvang, teen die leiding van sy Heilige Gees, wat is dit wat ons vrypas gee, om maar net aan te gaan, asof daar geen beperking op ons is nie. Kan ons so lewe? Het ons die Christendom goedkoop gemaak, deur hoe ons lewe, en wat ons doen, of nie doen nie, wat ons kies, of nie kies nie? Verstaan ons dat dit om lewe en dood gaan hier, en ons gaan nog later daarby kom. Maar dit bring ons dan by die vraag, wat is dit dan, wat een gelowige motiveer in sy stryd om teen die sonde te staan, en om heiligmaking na te streef? Wat is dit wat hom motiveer, maar 'n ander ene eintlik nie laat omgee nie, of hy stel nie belang in heiligmaking nie. Dis asof dit maar nie bestaan nie. Maar dit is amper iemand wat dink, ek is gered, en die Here moet nou maar daarmee tevrede wees. Ek gaan nie enigstens my steur aan wat sy woord vir ons sê, om in die gees te wandel, en heiligmaking na te streef nie. Ek gaan lekker aan dag vir dag, in die rus van die eeue gesis. Ek gaan maar aan soos ek aangegaan het, ek gaan my nie hieraan steur nie. Die vraag was, wat is dit wat een gelowige motiveer om heilig te lewe, en die ander ene om hom nie daaraan te steur nie? Die antwoord is tweevoudig. In die eerste plek, die grootste motivering vir die gelowige om in die gees te wandel en heiligmaking na te strewe, die grootste motivering is sy fokus op die oorgegewendheid van sy lewe aan God. Met ander woorde, dat hy besef, omdat ek gered is, moet ek nou my so totaal aan God oorgee in hoe ek lewe. Ek moet dit doen. Ek is gered, dis daardie doel waarvoor ek gered is. Ek is die evangelie wat God uitstuur in hierdie wêreld, en die wêreld lees my, en hulle sê, ja, ek kan sien, dit is die evangelie van waarheid en liefde en genade. Ek sien dit hoe hierdie persoon lewe. Ek ervaar dit hoe hierdie persoon lewe. Ek sien dit in sy kerk, ek sien die eenheid, ek sien die liefde vir mekaar, die omgee, die gemeenskap, ek sien al daardie dinge. Hulle is anders as ons wat in die wêreld staan
Dis wat die wêreld sê. Dit wil sê, die mate waarin die gelowige fokus en oorgegewe lewe aan God, in gehoorsaamheid aan God se woord en in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees. Die Gees wat God hom gegee het, elke gelowige gegee het, om jou te herinner aan wat die waarheid is van die woord. Wat jou gewete aktiveer en jou herinner, maar jy mag nie dit doen, jy kan nie dit doen nie. Dis mos nie wat die woord sê nie. Dis die eerste ene, daardie oorgegewendheid aan God. En dan die tweede ene is ook iets wat baie afgeskeep word in die kerk, Nuwe Testamentiese kerk. Ek het reeds verskeie kere oor die afgelope maande na verskillende aspekte daarna verwys, maar vandag wil ek in besonder daarop fokus, dat ons net werklik die hele teologie, die verstaan van daardie begrip regkry. En dit is, die tweede ding is dan die gelowige se verstaan en fokus op daardie dag wanneer hy voor Christus by die Bema troon gaan staan. Daarom is my vraag onmiddellik aan elkeen van julle, is dit vir jou die werklikheid, dat die oomblik wanneer jy dan hier weggeraap word, of die oomblik wanneer jy sterf, dat jy by die Bema troon gaan staan voor Christus? Is dit wat jy verstaan van jou geloof? Verstaan jy wat die Bybel leer hieroor? Dat elke gelowige gaan voor die Bema troon van Christus staan. En ons lewens gaan beoordeel word. Nie vir veroordeling nie, maar vir beloning. Nie vir veroordeling nie, maar vir beloning. Daardie dag wanneer die Here Jesus self vir jou gaan sê, dit hier is my beloning vir jou. Dit is my beloning vir jou getrouheid, vir jou toewyding, vir jou lewe wat jy aan my toegewyd geleef het. En dit is vir die gelowige wat hierdie dinge verstaan en besef dat daardie dag gaan kom. Dit is vir daardie gelowige wat die stryd ernstig opneem, wat nie verslap of wegdryf nie, wat nie vrede maak met die sonde nie, want hy weet, daardie dag van beloning vir sy lewe na redding gaan beslis kom. So seker as wat jy nou hier sit, so seker gaan daardie dag wees, dat jy voor Jesus staan, en dat hy na jou lewe gaan kyk. Hoeveel duideliker kan ek dit nou nog stel? Dit is die werklikheid van ons geloof. En ek sê weer, hier is nie straf ter sprake nie. Net beloning volgens jou werk as gelowige, jou lewe as gelowige, nadat jy gered is. Die ware geesgefokuste gelowige verlang na Jesus se woorde in Openbaring 22 vers 12, wanneer Jesus dan sê, waar hy sê, en kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om aan elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Om elkeen te beloon, volgens sy lewe. Ons het net nou daai gesang gesing, when with the ransomed in glory, his face I at last shall see. En dan volg die koor daarop, how marvelous. Dis daardie oomblik wat vir die gelowige
so 'n geweldige motivering moet wees in sy lewe, dat hy Jesus van aangesig tot aangesig gaan sien. En dat dit sy begeerte is om voor hom te staan met oorwinning in die hart. Dat jy het jou bes probeer. Jy het alles gegee. So as ons na hierdie kyk, ja, sien ons hieruit, geliefdes, dat dit is die rede hoekom heiligmaking die moeite werd is. Dit is die rede hoekom dit die moeite werd is om na heiligmaking te strewe. Omdat wanneer jy daar voor Jesus, ons redder, ons heiligmaker, gaan staan, dat ons met vreugde in sy gesig sal kyk en sê, Here, ek het probeer, ek het my bes gedoen. Ek het soms geval, maar my fokus was nie 'n doelbewuste, gedwonge sonde nie, want ek het my bes gedoen om volgens u woord te lewe en om gehoorsaam aan die Heilige Gees te lewe. Ek het my bes gedoen. Dis waarom ons dan vandag die tyd neem om te kyk na daardie Bybelse lering oor heiligmaking enerzijds, maar dan ook dit wat vir ons by die Bema troon in beloning wag. Aan elkene wat dit sy erns maak in die lewe, is daar bepaalde krone wat hy of sy gaan ontvang. En ek plaas hierdie net gou binne konteks. Daar is 2 beoordelingsgeleenthede in die skrif vir die eindtyd. Eerstens dan die dag van die beoordeling van die ware gelowige, hierdie by die Bema troon beoordeling waarna ek nou net verwys het. Maar die tweede ene, net soos ons kan verstaan, die tweede beoordeling is die groot wit troon beoordeling wat in Openbaring 20 van vers 11 tot 15 beskryf word en waar die ongelowiges beoordeel sal word. En daar dan, as daar dan bevind word dat iemand se naam nie in die boek van die lewe opgeskryf is nie, word hulle in die poel van vuur gewerp, soos Openbaring 20 vers 11 tot 15 beskryf. Hierdie is dan die finale oordeel oor die ongelowige wêreld. Maar dit is nie ons fokus vandag nie. Ons fokus op die Bema troon beoordeling, die Bema troon verskyning van die gelowige. Nou, ons moet in die eerste plek verstaan, dit is nie 'n plek van vrees nie, dit is 'n plek van vreugde. Want die gelowige se sondes is reeds volkome in Jesus Christus gestraf. Dit word nie daar ingebring nie. En Bema beteken dan beloning in 'n baie positiewe, vreugdevolle sin. En die woord Bema, wat ek reeds al voorheen verduidelik het, maar ek herhaal weer, kom uit die Griekse wêreld van kompeterende sport. Die Bema was die verhoog waarop 'n atleet gaan staan, die podium na 'n wedloop wanneer hy sy kroon van oorwinning ontvang. Dit was nie 'n plek waar misdade of sonde geoordeel of veroordeel word nie. Dit was die plek van evaluering van sy lewe as gelowige. En hoeveel van sy gedagtes, sy woorde, sy dade vir God was, gefokus was op God en op God se verheerliking. Dit is wat daar beloon gaan word. En dit is presies hoe Paulus die Bema in 2 Korintiërs 5 vers 10 beskryf. Daar sê hy, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het. Dit wil sê, hier in die lewe. Dit wil sê, terwyl hy nog in die lewe was, met ander woorde, volgens wat hy gedoen het, goed of kwaad. As jy goed gedoen het, gaan jy beloon word. As jy kwaad gedoen het, gaan jy niks ontvang nie. Want jy dan reeds in jou lewe het jy daar die prys betaal. Die groot negatiewe sin daar is dan dat jy nie ontvang wat jy kon ontvang het nie.
Die Bybel gaan dus om beloning te ontvang op grond van jou dade na redding. Het jy in die Gees gelewe, was jou fokus die verheerliking van God in alles wat jy doen en is? En hoeveel van jou dade was, soos Paulus dit in Romeine 8 vers 5 beskryf, geestelik, omdat die ware gelowige nou werklik geestelik is en geestelike dinge bedink. En daai geestelike dinge bedink, geestelike fokus is om op God en sy waarheid, sy woord te fokus, om gehoorsaam te wees daaraan, om die Heilige Gees te gehoorsaam. Die bymatroon is dus een van die grootste vreugdeoomblikke vir die gelowige. Daardie oomblik wanneer Christus self jou werk, jou liefde, jou gehoorsaamheid, jou volharding, jou heiligmaking, alles wat die Gees in jou bewerk het, wat hy dit erken en beloon. En dit vind plaas na die wegraping, soos ek reeds verduidelik het, of by jou sterwe, aanleerlik vir diegene wat reeds gered, geregverdig en verheerlik is. Met ander woorde, dit gaan nie wees dat jy daar gaan staan om te hoor of jy gered is of nie. Die een wat daar verskyn is reeds gered. Jy gaan nie daar staan om te wag vir 'n uitspraak oor jou sondes nie, jou sondes is vergewe. En jy gaan nie daar staan en wag vir 'n oordeel oor jou redding nie, want jou redding is vas in Christus Jesus. Dit gaan oor een ding, en dit is om jou lewe te evalueer en jou beloning te gee vir jou God gefokusdheid, vir jou God verheerlikende dade en lewe na jou redding. En dit is dan wat Paulus in Romeine 8 vers 1 sê, en ek lees dit weer, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. As ons dit opsom, geliefdes, die bymatroon is dus nie die plek waar ons sonde oopgevlek gaan word nie. Dit is die plek waar Christus ons heiligmaking beloon. Wat is dit wat presies beoordeel gaan word? Wat is die maatstaf wat gebruik gaan word by daardie beloning? Ons het reeds gesien wat Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, vir ons wat hy gedoen het, goed of kwaad. Nou die Griekse woord vir kwaad is kakos, wat waardeloos beteken, nutteloos. Engelse woord useless. Wanneer iemand sy lewe en tyd en sy vermoëns verspil op dinge, sake wat geen waarde in hierdie lewe het nie, geen blywende waarde het nie, en vir die ewigheid geen nuttigheid hoegenaamd het nie. Daarom word daar by die bema-troon gekyk na jou werke soos gehoorsaamheid, liefde, volharding, gesindheid, rentmeesterskap, motiewe, prioriteite en al daardie dinge. En die Bybel gee vir ons 4 beelde of prente wat vir ons voorgestel word, ons dit kan verstaan. En die eerste prent waarna ons kan kyk is die prent van om rentmeester te wees. Om rentmeester te wees, stewardship. En die Bybel is duidelik, ons is rentmeesters van alles wat God oor ons pad bring of voorskryf of toelaat. Alles wat in ons lewe is ons rentmeester van. Ons gawes, ons tyd, ons geleenthede, ons invloed, ons vermoë, ons verhoudings. Al daardie dinge is ons rentmeester oor. Lukas 12, daar vra die Here, wie is die getroue rentmeester? Daar is die vraag wat hy vra. 1 Korintiërs 4 sê, dit word van rentmeesters vereis, dat hulle getrou bevind sal word. Nou, dit wat die Here vir jou gee, elke geleentheid, al daardie geleenthede, wat het jy met daardie geleentheid gedoen? Het jy dit vir die Here gebruik of teen hom? Of het jy niks gedoen nie, dan is dit ook teen hom, né? En Matteus 25 wys hoe die Here vra, wat het jy gedoen met wat ek vir jou gegee het? Pertinent, daar's dit, blaatant. Wat het jy gedoen met wat ek vir jou gegee het? Romeine 14 vers 12, word daar verwag van elkeen wat gaan sê, ek sal rekenskap gee. Dis wat die gelowige moet besef. Dit is dus die vraag van die bema-troon. Wat het jy gedoen met alles wat ek tot jou beskikking gestel het?
Die tweede beeld is die beeld van bouwerk. Bouwerk wat verwys na die kwaliteit van ons lewenswerk. En ons bou almal op dieselfde fondament, dit is Jesus Christus. Paulus sê in 1 Korintiërs 3 dat gelowiges anders bou as die wêreld. En sommige bou met goud, silwer, edelstene, maar die wêreld bou met hout en strooi, hooi, daardie goed wat vergaan. Wil sê, die goud, silwer, edelstene, dit wat blywend is, maar die ander goed wat vergaan, wat tot niets sal gaan. En die verskil is nie die fondament nie. Dit is die kwaliteit van die bouwerk, van hoeveel jy van jouself insit in daardie situasie. En dan kom die bema-troon, die werk van elkeen sal aan die lig kom. Die vuur sal toets, watter soort werk dit is, 1 Korintiërs 3 vers 13. As die werk bly staan, ontvang die gelowige beloning. As die werk verbrand, ly hy verlies. Maar let op die genade, maar hy self sal gered word, soos deur vuur heen. Nou, dit is nou hierdie gesegde wat die een bekende prediker gesê het, daar gaan sommige van ons in die hemel wees wat bietjie na braaivleis ruik, wat hulle is deur die vuur heen gered. Jy verstaan wat bedoel word. Maar die vraag is, wat het jy gedoen? Dit beteken is, die gelowige se redding is veilig, maar die kwaliteit van sy lewenswerk word getoets en die ewigheidswaarde van sy werke word geopenbaar. Die bema-troon vra dus nie, was jy volmaak nie, maar wat het jy gebou op die fondament van Christus by elke geleentheid wat hy vir jou gegee het? Die derde beeld wat die Bybel gebruik is die van 'n wedloop. Onthou, die gelowige hardloop nie om gered te word nie. Hy hardloop omdat hy gered is, maar hy wil ook die oorwinningskoring hê. Hy wil daardie woorde van Jesus hoor. Hy was 'n goeie en getroue slaaf. Hy hardloop om die kroon te ontvang. En daar's 5 beloningskrone wat beskryf word in die Nuwe Testament. Eerstens, die onverwelklike kroon. 'n onverwelklike, onverganklike kroon. Vir die gelowige wat gedissiplineerd, selfbeheers, volhardend leef, wat die wedloop ernstig hardloop en wat nie verslaf nie, wat die vlees kruisig, wat die wedloop voltooi, dit is hy wat die onverwelklike kroon van 1 Korintiërs 9 vers 25 ontvang. Onverwelklik, vir ewig. Dis die feit dat jy gered is en dat jy 'n heiligmakende lewe gelewe het. Tweede ene, die kroon van geregtigheid, 2 Timoteus 4 vers 8, die gelowige wat Christus se koms liefhet. Die gelowige wat in geregtigheid wandel en die wederkoms verlangend verwag, wat werklike begeerte het dat Jesus moet kom, wat elke dag leef met sy oë op die hemel, die gelowige wat sê, kom Here Jesus, Maranatha, kom, hy verlang om in sy teenwoordigheid te wees. Kroon van geregtigheid, want in sy teenwoordigheid is daar geen ongeregtigheid nie. Is die afwesigheid van sonde. Daarom is dit die groot verlange van die gelowige, daardie kroon van geregtigheid. Die derde ene, die kroon van vreugde. 1 Tessalonisense 2 vers 19. Vir die gelowige wat siele wen, wat daarop uit is om die evangelie te leef en te verkondig, wat ander na Christus lei, wat die kroon van ewige vreugde ontvang, wanneer hy mense sien, wat deur sy getuienis gered is, daardie is dan die groot vreugdekroon wat hy ontvang. Die derde kroon, omdat hy deur sy lewe getuig het, en in sy lewe ook getuig het. Die vierde kroon, die kroon van heerlikheid. Ek behandel hierdie nou maar net oppervlakkig, maar gaan lees gerus daardie dele. Die kroon van heerlikheid. Dit is die kroon vir die herder, die opsiener, die leraar, die prediker wat die kudde getrou versorg en die kudde dien, wat die woord getrou verkondig en wat die skape lei en liefhet. Die vyfde kroon is die kroon van die lewe. Jakobus 1 vers 12 en Openbaring 2 vers 10. Dis vir die gelowige wat in beproewing volhard.
getrou bly onder swaar kry, wat nie terugval nie, selfs al word sy lewe bedreig, wat deur die vuur gaan, figuurlik gesproke, soms letterlik ook, maar nooit opgee nie, wat getrou bly tot aan die einde. Dit hy ontvang die kroon van die lewe. So hier is verskillende krone vir die verskillende geleenthede, en dis nie net een kroon, jy kan waarskynlik by verskillende geleenthede meer as een van hulle kry. Maar die feit van die saak is, die gelowige gaan daardie krone ontvang. En dis nie vir ons om te bepaal presies hoe dit gaan gebeur nie. Ons moet aanvaar dat dit gaan gebeur. God het dit klaar uitgewerk. Maar elkeen gaan ontvang. En dis waarna die gelowige moet uitsien, om te ontvang uit die hand van ons Here Jesus Christus. Die vierde beeld wat gebruik word, die prentjie, is die beeld van wandel, om te wandel. Die Griekse woord vir wandel is peripateo, en dit beteken om te loop op die lewenspad, om jou daaglikse roete te stap, soos wat jy moet. Om jou hele lewenswandel, jou gewoontes, jou gedrag, jou prioriteite, jou karakter, alles te leef in 'n sekere God gefokusde rigting. En dis nie net 'n eenmalige daad nie. En dis nie net emosionele oomblikke nie. Dit is die konstante, daaglikse, praktiese, konkrete manier waarop jy lewe. In jou alledaagse lewe, daar waar jy is. Tussen jou geliefdes, tussen jou werksmense, tussen die wêreld, daar op die markplein, daar op die sportterrein, waar jy ook al kom. Daardie wandel wat jy daar voor die wêreld het, die wêreld wat na jou kyk, want jy het bely dat jy 'n gelowige is, en hulle wil sien, hoe lewe die gelowige hier. En hulle sal baie vinnig wees om die vingers te wys, moenie twyfel nie. Dit is die woord wat die Heilige Gees kies, hierdie om te wandel, om die gelowige se lewe te beskryf. Want dit is presies wat die bymatroon gaan beoordeel. Nie jou groot oomblikke nie, maar jou daaglikse wandel waar elke gedagte, woord en daad of vir Christus is of teen hom. Nie jou uitsonderlike prestasies nie, maar jou gewone daaglikse gehoorsaamheid. Nie jou dramatiese geestelike hoogtepunte nie, maar jou konsekwente lewe dag na dag. So die bymatroon is die plek waar Christus sê, ek het jou wandel gesien. Ek het jou wandel gesien. Elke dag, elke oomblik. In die Nuwe Testament moedig die gelowige voortdurend aan om op die regte manier te wandel. Wandel in die gees van Christus, soos hy dit byvoorbeeld in sy saligsprekinge dit gestel is in Matteus 5 vers 3 tot 12. Net daardie saligsprekinge is 'n uitlewing van dit wat God van jou vra, om te wandel in die spoor van ons redder. Wandel met die wapenrusting van God, wat ek ook al voorheen genoem het. Efesiërs 6 vers 10 tot 18. Wandel in nederigheid, Efesiërs 4 vers 2 tot 3. Wandel welvoeglik en rein, Romeine 13 vers 13. Wandel in tevredenheid, 1 Korintiërs 7 vers 17. Wandel deur geloof, 2 Korintiërs 5 7. En ek gaan nou nie weer die verse lees nie, julle het dit daar. Wandel in goeie werke, wandel anders as die wêreld, wandel afgesonder van sonde, wandel in liefde, wandel as kinders van die lig, wandel in wysheid, wandel in waarheid, al daardie met daardie spesifieke versverwysings, geliefdes. Dit is wat die woord vir ons opdrag gee, hoe ons as gelowiges lewe. Dit is die kurrikulum, die leerplan vir die gelowige. Dit is die dinge wat Christus beloon. Daardie dinge wat werklik ewigheidswaarde het, wat goud, silwer en edelstene is. Dinge wat die vuurproef weerstaan. Dan kom ons by die vraag, hoe kan die gelowige dit doen? Hoe kan hy dit doen? En dit is alleenlik soos Paulus dit in Romeine 8 vers 1 stel. Vir die wat na die vlees wandel, die wat nie na die vlees wandel nie,
maar na die Gees. As weer 'n wandel, om na die Gees te wandel. In die Gees te wandel, wil sê onderhewig, onderwerpend aan die Gees, volgens die woord van die Here, want die Gees het die woord geskryf. En die Gees lei jou in die woord. Na elke konsep, daar is al hierdie wandels wat daar staan, en nog die hele Nuwe Testament, en die saligsprekinge, en die wapenrusting, al daardie dinge is wat die Gees saamgestel het en gesê het vir die gelowige, hier is dit hoe jy moet lewe. En ons moet weet, God het reeds ons lewenspad voorberei. Ek sê weer, God het reeds ons lewenspad voorberei. Daardie pad wat in Efesiërs 2 beskryf word, Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Nou, God het vir ons 'n bepaalde pad voorberei. Hy het vir ons op ons lewenspad bepaalde dinge voorgeskryf, of hy laat dit toe. Dink byvoorbeeld aan Job. Hoe het God Satan toegelaat om bepaalde dinge in Job se lewe te doen? Want hy het vir Satan gesê, Job dien my omdat hy my lief het, my getrou is. Maar Satan het gesê, nee, die oomblik as dit met hom sleg gaan hy jou verlaat. God het bepaalde dinge in ons lewens toegelaat, of hy gaan dit nog toelaat. Nou, hy skryf ons pad voor, elke situasie is beskryf deur God, toegelaat, voorgeskryf deur God. En hy gaan vra, wat het jy daar gedoen? Die Bybel sê vir jou, dis hoe jy daar moes opgetree het. Die Gees het jou herinner aan wat die Bybel sê. Wat het jy gedoen? So, hoe kan die gelowige dit doen? As hy in die Gees wandel en die woord gehoorsaam, want daardie twee gaan saam. Jy kan nie die woord van die Gees skei nie. Die twee gaan saam. En hierdie wat in Efesiërs 2 vers 10 staan, sodat ons daarin kan wandel, is slegs moontlik vir die een wat in die Gees wandel. Nou, hoe kan ons nou hierdie dinge verstaan? Ek dink die woord is duidelik genoeg. En ons verstaan baie goed dat daar wag 'n dag wanneer ons voor ons Here Jesus gaan staan. En ons moet verstaan dat hoe ons nou hier lewe gaan bepaal of ons voor hom gaan staan. Nie as sondaar nie. Ons sondes is vergewe. Nie as ongehoorsame kind nie. Dis nie wat hy wil hê nie, dis nie wat hy vir ons voorgeskryf het nie. Maar dat ons voor hom gaan staan as kind. Gehoorsame kind, wat jou Vader in die oë kan kyk en sê, ek het my bes gedoen. Ek het verstaan hoe ek moet lewe. Ek het my bes gedoen. Maar nie as iemand wat bevrees is nie, of wat gaan skaam wees nie. Maar as iemand wat opgewonde wag op beloning uit die hand van ons Vader. Opgewonde. Een van die kommentators het gesê, just the thought of standing face to face with Jesus and having him say, this is for you, from me, for your faithfulness. Net om dit te belewe, is sekerlik die grootste strewe in die werklike gelowige se lewe. Die Bema-troon, dis daardie oomblik wanneer Christus ons lewens evalueer, wanneer hy ons liefde sien, wanneer hy ons gehoorsaamheid beloon, wanneer hy ons trane van volharding onthou en afdroog, wanneer hy ons vertroos, wanneer hy ons beproewing en vervolging waardeer en vir die empatie met ons het, wanneer hy ons beloon, ook vir daardie dinge wat niemand anders gesien het nie.
wat ons gedoen het net toe ons alleen by mekaar was. Jy en jouself alleen by mekaar. Wat niemand in die wêreld sien nie, net jy. Ook dit sal hy beloon. Maar die mooiste oomblik is nie wanneer jy die kroon ontvang nie. Dit is die een deel. Die grootste vreugde vir die gelowige gaan wees, soos Openbaring 4 vers 10 sê. En die 24 ouderlinge, dit wil sê die kerk, elke gelowige, werp hulle krone voor die troon. Daardie krone wat hulle ontvang het, neem hulle en hulle plaas dit voor die troon van Jesus in aanbidding. Dit is die grootste troon, die grootste vreugde. En hoe meer krone jy het om aan te bied, hoeveel groter gaan jou vreugde wees. Die Griekse woord vir werp, om krone te werp, is in hierdie besondere konteks, soos wat hy daar gebruik word, is om iets met doelbewuste, vrywillige beweging neer te lê in aanbidding. Om iets met doelbewuste, wel die krone dan, met doelbewuste, vrywillige beweging neer te lê in aanbidding. Dit is vir jou die grootste vreugde. Daar uiteindelik kan jy God, Here Jesus Christus, in die grootste vryheid en in die grootste toegeneentheid aanbid, in volle openheid, niks, niemand wat jy op enige manier verhinder nie. Dit is die kroon van jou lewe, dat jy die krone wat jy ontvang het, aan hom kan teruggee in aanbidding. Die ouderlinge, die kerk, die gemeente, elke gelowige, sê dus deur daardie daad, daardie oomblik van die neerwerp van die kroon in aanbidding voor Jesus se troon, dan sê die gelowige, U alleen is waardig om die eer te ontvang. Ons aanbid U, ons redder en ons koning. Dan dink ek aan daardie gebed wat ek al voorheen genoem het, verskeie kere, wat ek nie nou weer gaan lees nie. Maar ek gaan net 'n frase uit hom lees. Dis daardie gebed wat klink, when I stand at the judgment seat of Christ, and He shows me His plan for me, the plan of my life, as it might have been, and I see how I blocked Him here and checked Him there and would not yield my will. Daardie gedig is waarna ek verwys. En dan kom hy aan die einde daarvan en dan sê hy net dit, O Lord, of the years that are left to me, I give them to thy hand. Take me and break me and mold me to the pattern thou hast planned. As ek dit vry vertaal, dan klink dit so, Here, in die jare wat oorbly, ek gee dit in U hand. Breek my, vorm my, lei my, sodat my lewe uiteindelik word dit wat U van die begin af vir my beplan het. Kan dit die gebed van ons almal wees vandag? Here, ons God, U woord het vandag met ons gepraat, tot ons gespreek. En ons is bewus van U heiligheid, maar ook van ons behoefte aan U genade, wat U reeds vir ons gegee het. En wat daagliks oorvloediglik tot ons beskikking is. Maar Here, ons erken en bely dat ons nie altyd in die gees wandel nie. Ons bely dat ons gedagtes, ons dade, ons lewens so dikwels afdwaal van die plan wat U vir ons gegee het.
En dat ons woorde en gedagtes en dade gebruik, beoefen, doen, wat seer maak, tot nadeel van ander. En dat ons besig is met dade wat nie u eer bo alles stel nie. Ons bely, ons traagheid, ons gemaklikheid met die sonde, ons halfhartige toewyding aan u woord. En daarom kom ons dan en ons vra, o Here, vergewe ons. U het ons reeds skoon gebad, maar nou, Here, kom ons met vuil voete. En ons kan nie in u teenwoordigheid kom nie. En daarom is ons gebed, o Here, was ons skoon. Herstel ons, o Vader, vernuwe ons. Dankie dat daar ook vergifnis is vir daardie dade wat in ongenade gepleeg is en word. Dankie dat U ons nie verwerp nie, maar dat U ons dan juist nader trek, om net met 'n beter kennis van onsself, maar ook van U en U heiligheid en U koninkryk, dat ons daar in die lig daarvan kan lewe. Help ons om U wil te soek, om U naam te verheerlik, om te leef met die bymatroon in ons hart, om elke dag te kies vir gehoorsaamheid, vir liefde, vir waarheid, vir heiligmaking. Daarom is ons gebed, o Here, maak ons getrou, maak ons standvastig, en laat ons volhard. Laat U Gees ons lei, ons dra, ons vorm, sodat ons uiteindelik voor U kan staan met die grootste vreugde en dankbaarheid, omdat ons, Here, getrou was in elke geleentheid en situasie wat U op ons pad geplaas het. Dankie, Here, dat ons dit kan vra. Dankie. En ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, wat dit moontlik maak. Amen. Ons sluit af en ons sing gesang 297. My Jesus, I love thee. Gesang 297, My Jesus, I love thee.